Ja, Here, dankie dat ons vanoggend net weer bewus kan wees van iets wat ons nie veronderstel is om te vergeet nie, maar soms net gly uit ons gedagtes uit. Here, dat U is groter en beter as enige van my omstandighede, al tree U nie nou in nie. Here, U weet meer, al voel dit vir my ek val kort. Here, U is aan die doen, al sien ek nie. U is aan die werk, al voel ek dit nie. En dit is vir my genoeg. Here, as gevolg van wie U is, nie wie ek is of wat ek kry nie, kies ek om dienaar te wees van wie U is. Mag ek altyd 'n missie mens wees, iemand wat U missie eerste sit, en nie wat ek uit dit uitkry nie. Here, seën my in my gehoorsaamheid van U plan. En mag ek U altyd eerste sit in alles. Amen. Amen. Dankie vriende, jy kan jou sitplek neem, net daar waar jy is. Het is lekker om 'n Sondagoggend so saam te kan begin, so tyd saam te kan spandeer. En ons is in ons reis waarmee ons besig is, waar ons gesels oor Jesus se bergpredikasie. Al die woorde wat hy deurgesit het van Matteus 6 af het ons begin. En ons trek nou daar Matteus 7 vers 1 tot 12 gaan ons vandag verder oor gesels. En soos wat ons sê, ons gaan nou 'n stukkie uit die Bybel uit lees, so ek nooi jou daar waar jy is, haal jou Bybel uit, maak hom gou oop. Dit gaan op die skerms wees as jy hom daar wil lees, maar as jy jou Bybel by jou het, maak nie saak wat se vertaling, waarmee besig gesel, is dalk 'n klein bietjie anders as myne. Matteus 7 vers 1 tot 12. Kom ons lees daarso saam en dan gesels ons daaroor. So ek gaan begin. Ek lees in die 2020 vertaling en dit begin so: moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gee nie, en moenie julle parels voor die varke gooi nie, sodat hulle dit nie met hulle pote vertrap en die honde nie omspring en julle verskeer nie. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En wie soek, vind. En vir wie klop, sal oopgemaak word. Wie onder julle sal as sy seun brood vra, vir hom 'n klip gee? Of ook as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang gee? As julle, wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemel goeie dinge gee vir hulle wat hom vra. Alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. So hierdie is 'n stuk skrif wat ek dink al op klomp keer aangehaal is en 'n klomp keer gesê is, en is iets wat ek baie gehoor het in my grootword jare, maar is interessant, daai vers 1 het vir my meer deurgekom as enigiets anders in my grootword jare, en dit het gesê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel kan word nie. Ry ons in die kar op pad huis toe, na skool, dan vertel ek vir my ma wat gebeur het. Och mamma, ek het dit gesien, en hierdie persoon lyk so, en hierdie persoon sê so, en sê my ma, moenie judge nie. Moenie lelik wees nie, moenie net so oordeel oor hierdie mense sê nie. En is vir my baie interessant, baie van ons val soms vas daar, en dis waarheid, 100% waarheid wat Jesus hier spreek, maar Jesus self gaan aan wanneer hy daar kom. Jesus stop nie daar nie, en ek dink as hy net daar gestop het, sou dit vir ons baie maklik gewees het om die streep te trek, en ons sê, ons moet nooit uitwys aan mense wat reg en verkeerd nie, ons moet nie vinger wys nie, ons moet nie daar praat nie, en hier dans ons op versigtige water vorentoe, terwyl ons gaan. So reis asseblief saam met my terwyl ons hierdie uitpak, en ons figure gou uit presies wat hierso aangaan, want vers 5 gaan verder, en hy sê, skynheilige,
haal die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. In ander woorde, daar is 'n stuk ontwikkeling wat moet gebeur, en dan moet ek kan help. Dan moet ek kan kyk na die mense langs my, en ek moet vir hulle kan help na 'n plek van verbetering toe. En ek dink dit is moeilik, want die woord oordeel in soveel plekke het 'n baie negatiewe konnotasie gekry. As jy die woord oordeel gebruik, en dink ons baie negatief daaraan, maar is amper asof hier so 'n goeie vorm van oordeel oor gesels word. En vir my is dit, ek weet nie of jy soos ek is of nie, ek het 'n wit en swart brein, so wat in my kop aangaan. So dinge is of aan een kant hy's reg, of aan die ander kant hy's verkeerd. En is vir my baie maklik om iets te vat en om net in een van daai boksies te sit. Daai grys area is baie moeilik vir my om in te dans, of is vir my om in tyd te spandeer, of as mense daar is dit vir my baie moeilik. Hierdie wit en swart ou wil dit kan sien. Maar dan 'n paar van julle is weer baie meer grys, en julle sien, ja, daar's wit aan die kant en daar's swart, maar daar's so 'n see van grys tussen hierdie twee, en ergens tussen dit vind ons onsself, en dan hoe maak ons sin van Jesus wat hier praat oor oordeel, goeie oordeel, binne in hierdie onsekerheid wat hierso aangaan. Nou Jesus sê nie, fokus net op jouself nie, werk aan jouself, maak jouself beter, ignoreer ander, dis nie wat hy sê nie. Hy sê ook nie, hou jou neus uit almal se sake uit, moenie met daai mense praat nie. Hy sê ook nie, los die ander mense net soos hulle is nie. Hy's besig om ergens tussen daai twee, hierdie bymekaar te bring. En wat hy op neerkom aan die begin is, hy sê, luister, maak jou eie lewe reg, sodat jy kan help. Sien, die doel is nie, so ons moet heeltemal ophou met oordeel nie, en is moeilik om daai woord neer te sit, want as ek self sê, en ek reis al met hierdie tydjie, as ek die woord oordeel sê, dan kry ek daai negatiewe woorde wat in my ingedrul is van kleins af, moenie oordeel nie, maar dis asof Jesus hier sê, die doel is nie om op te hou oordeel nie, die doel is hier om reg te kan oordeel. Ergens is daar 'n manier hoe ons hierdie ding perfek kan doen. Dis duidelik as ons lees Johannes 7 vers 24 en dit sê, moenie op die oog af oordeel nie, maar oordeel regverdig. So nie net in wat ons sien nie, daar's 'n regverdigheid in hoe ons hierdie ding neersit, en elkeen van ons moet kan onderskei tussen daai reg en verkeerd. Ons moet 'n plek kan vind waar ons nie net besig is om onsself te probeer regverdig terwyl ons ander mense se foute uitwys nie. Ons moet op 'n plek kan kom waar ons kyk na waar ons is, kan werk aan waar ons is, en dan met die mense rondom ons reis. Deur die Bybel raak dit duidelik, dat ons as Christene geroep word na 'n ander standaard toe. As Paulus skryf aan Timoteus, daar in 1 Timoteus 3, en hulle is besig om uit te sit, luister, as jy 'n ouderling wil wees in 'n gemeente, jy's in 'n leiersrol, mense kyk op na jou, wat is die vereistes daar? En hy sê dit baie duidelik uit, as ek daar lees vers 1 tot vers 7, dit sê, dit is 'n betroubare woord, dat as iemand 'n ouderling wil wees, hy 'n eerbare verantwoordelikheid begeer. Want 'n ouderling moet 'n man wees, teen wie se lewe niks ingebring kan word nie. Hy moet aan sy vrou getrou wees. Hy moet selfbeheersing aan die dag lê, met wysheid lewe en 'n goeie reputasie hê. Hy moet gasvry wees en onderrig kan gee. Hy moet hom nie aan drank vergryp of gewelddadig wees nie. Hy moet sagmoedig en vredelievend wees. Hy moet ook nie geldgierig wees nie. Vers 4, hy moet sy eie huisgesin goed kan bestuur en op waardige wyse oor sy kinders gesag uitoefen. Want as 'n man nie sy eie huisgesin kan bestuur nie, hoe kan hy vir God se gemeente sorg? Vers 6, 'n ouderling moet nie 'n onlangse bekeerling wees nie, want as hy so gou gekies word, kan hy dalk verward raak. En die duiwel sal die verwardheid gebruik, om hom tot 'n val te bring. Die buitestander moet ook goed van hom praat, sodat hy nie in die duiwel se struik trap en tot skande kom nie. Ons praat hierso van wie is die leiers van die vroeë gemeente, die vroeë kerk. Die ouderlinge wat daar neergesit word, wat mense help en naderbring. En is belangrik dat die eienskappe wat hulle het so is, dat selfs die buitestanders wat na hulle lewe kyk, kan goed praat van hulle. So dit is belangrik dat die mense wat in God se
Sy kerk is die mense wat hom verteenwoordig, se lewens op 'n manier is dat wanneer mense van hulle praat, is daar nie iets sleg te sê nie. Hulle kyk na hulle huishouding, hulle is lief vir hulle vrou, hulle kinders is in lyn, hulle vergryp hulle self nie aan drank nie. En ek dink nie dis toevallig dat wanneer God praat of wanneer Paulus praat van hierdie mense nie, dat hy hulle op 'n manier neersit wat ander mense nader kan bring nie. En dan sit elkeen van ons met hierdie verantwoordelikheid, want okay, nou is ons in die gemeente en ons het hierdie leiers, en ons word beter en ons word nader, so hoe is ons besig om mense te help om God te kan sien? Die wêreld is in 'n plek waar alles al hoe meer grys word. En reg en verkeerd begin al hoe verder van mekaar af beweeg. En daar raak al meer spasie vir ons om te soek vir wat is reg en verkeerd. En Jesus kom en hy sit baie duidelike twee paaie voor ons neer. Hy kom en hy het hierdie breë pad, smal plat gedagte. Ek het so groot geword in 'n Christenskool en in meeste van die klasse, of as dit nie almal was nie, was hierdie portret of hierdie groot A1 bladsy opgesit gewees. En aan die een kant is hierdie dun pad gewees en aan die ander kant was hierdie breë pad gewees met al die verkeerde goed aan die een kant en al die goeie goed aan die ander kant. En ek onthou hoe baie ek na daai gestaar het. Maar dit kan dalk net wees omdat ek sleg was om te luister vir my juffrou, maar ek het daai ding so bestudeer in die klas terwyl ons aan die gang is. En ons kry hierdie onderskeid tussen goed en sleg, lig en duisternis, jy weet, dis hierdie wit en swart kante wat daar is. En ongelukkig ons as kerk het baie beter geraak, daarin om vir mense te kan wys wanneer hulle in die swart of in die wit is, as om self daar te reis. Ek dink ons het beter geraak daarin om vir mense uit te wys waar hulle sonde was, of is, in plaas daarvan om 'n bietjie genade te kan toon teenoor hulle. Om op 'n plek te kan kom waar ons saam met mense kan reis. As ons verder lees in Matteus 7, dink ek is nie toevallig dat vers 7 sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind nie, klop en vir julle sal oopgemaak word nie. Want baie keer as ons besef dat ons het meer verantwoordelikheid, het ons meer leiding nodig. Ons karakter, ons verhoudings, die manier hoe ons leef moet verbeter en God kom hier en hy sê, as jy wil reg leef, as jy jou karakter in lyn wil hê, as jy wysheid nodig het, kom vra vir my. Kom na my toe en ek sal vir jou kan gee. Ek sal jou help. Ek dink is belangrik dat elkeen van ons besef dat ons het 'n hart nodig wat God en sy wysheid eers te soek, nog voordat ons goed raak daarin, om vir mense uit te wys of hulle op God se pad wandel of nie. Voordat ons vir mense wil sê, jy's reg of verkeerd, het ons nodig om self te kan wandel saam met God op 'n plek waar dit uitsorteer word. Daar's 'n bekende storie in Johannes 8, en dis hierdie vrou wat gebring word voor Jesus, voordat sy hulle almal wil vir haar stenig. Hierdie is die vrou wat in oorspel gevang is, en al die mense is daar rondom, en die fariseërs sit daar voor Jesus, en wat hulle vir Jesus sê, is die wet van Moses sê, sy moet gestenig word. Nou die van julle wat in julle wit en swart brein is soos ek is, julle sê, okay, so daar's 'n reël, sy het die reël oortree, so dit is die gevolge. Dis so half 'n logiese pad vir jou om te volg hier in jou wit en swart brein om te doen. En die van julle wat baie genadig is en nie in die grys en jy wil saam met mense, jy sê eerstens, okay, maar die mens, help die mens, saam met die mens, omvou, beskerm haar, en ons is hierso tussen die twee, selfs net in hierdie groep, wat ons dit heeltemal anders sou hanteer, en wat doen Jesus? Jesus staan, en Jesus sê vir hulle, laat die een sonder sonde die een wees wat die eerste klip gooi. En hy wag. En stadig maar seker raak die mense weg. Hoekom? Want Jesus help hulle om die balk in hulle eie oog raak te sien, voordat hulle dalk die splinter uit iemand anders sin wil neem. En soos hulle besef dat daar self sonde is hulle nie die een om die eerste klip te gooi nie, so raak hulle weg, een vir een, totdat dit net Jesus is wat oor is. Nou die vraag is, was daar iemand gewees sonder sonde wat die eerste klip mag gooi? Ja, Jesus. Jesus staan daar sonder sonde, en volgens sy eie woord is hy op 'n plek waar hy die eerste klip kon gegooi het. Hy het die reg gehad, maar wat kies hy om te doen? Hy draai na die vrou toe en hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Daar is 'n genade wat daar deurkom, dat selfs al het hy die reg gehad om haar te vervolg vir wat sy gedoen het, Marius, wit en swart brein, verkeerd, kies Jesus genade in daai oomblik vir haar. Maar dan draai hy en hy sê direk daarna,
maar gaan en sondig nie meer nie. En hy sit 'n stuk geregtigheid, 'n stuk waarheid, hierdie neiging na die regte plek toe, kom sit hy vir haar neer. En in 'n oomblik wat Jesus gekonfronteer word met hierdie persoon, kom wys hy eintlik vir ons presies hoe om dit te kan doen. Hy kom wys vir ons dat ons kan nie oordeel sonder genade nie, maar ons kan nie genade hê sonder geregtigheid nie. Ons kan nie net op 'n plek wees waar ons uitwys nie, maar ons kan nie net op 'n plek wees waar ons aanvaar nie. En is interessant, is asof Jesus leef op hierdie plek en volg die prentjie in my kop. Hier's 'n wit en swart wêreld en Jesus verstaan dit. Hy is sondeloos, hy ken die regte pad, hy ken wat God van hom verwag. In hierdie wit en swart wêreld verstaan hy dit, maar hy sien iemand wat nie daar is nie. En in plaas van om daai persoon te sit in sy wit en swart boksie, kan hy reis tot by haar grys. Hy kan genade gee en dan aan haar duidelik maak, hierdie is waar jy is, jy moet nou kan kies. Jy moet nou kies watse kant jy van hier af vorentoe gaan. Hy gaan na haar toe en hy nooi haar vanaf die grys in haar lewe tot 'n plek waar sy intentioneel kies wit en swart. En baie van ons is in grys omstandighede. Jy's in grys dalk omdat jy lank terug gedink het of wat jy doen reg of verkeerd is, of dalk waar jy is jy net nie besig om te fokus of hard te beklei en te werk om jouself te hou waar jy moet wees en dan gly dinge so. Luister, ons almal weet, dit is maklik vir dinge om te gly van waar jy hom neersit tot waar jy hom nie wil hê nie. Enige ou wat 3 jaar terug gesê het, ek gaan meer gesond leef, meer gesond eet, en dan die moeite ingesit het en gestop het, kan sien hoe die liggaam gly. Enige ou wat in sy huwelik moeite ingesit het en gestop het, kan sien hoe dit weggly. Verhouding met jou kinders kan sien hoe dit weggly. Ons moet aanhou beklei en werk om dinge te hou waar dit moet wees. Want soms gly dit en ons besef nie, ons het nie gekies om dit hier neer te sit nie. Ons het net ophou beklei om dit te hê waar ons dit wil hê. Ons het ophou beklei om hierdie in die wit te hou. En hy het gegly na 'n plek toe waar hy swart in ons brein is, want ons het nie besluit wit of swart nie. Hy het net gaan sit hier in die tussenin. Net gaan sit hier tussen daardie twee plekke. En die Bybel het vir ons 'n mooi storie van presies wat gebeur. In Matteus 18 uitgesit met hierdie onbarmhartige slaaf, hierdie slegte slaaf wat neergesit word. En Jesus vertel hierdie storie van hierdie slaaf en hy kom by sy heer, sy koning, sy leier uit en hy sê vir hom, luister, ek het hierdie groot skuld wat ek nooit sal kan terugbetaal nie. En sy heer kyk vir hom en hy sê, luister, ek vergewe hierdie groot bedrag wat jy nooit sal kan terugbetaal nie. Sy koning, sy heer gee vir hom genade wat nie verstaan kan word om te sê, hierso, jy kan nie hierdie skuld betaal nie, ek spreek jou vry van hierdie ding. Die slaaf gaan dan verder en hy kom by iemand aan wat vir hom 'n klein bietjie skuld. 'n Klein bedrag skuld en daardie persoon draai na hom toe en sê asseblief, ek kan nie dit betaal nie, wees aan my genadig. En hierdie slaaf wat alles sopas vrygespreek gekry het, hy weier daardie genade aan die persoon langs hom. Hy weier aan die persoon wat vir hom 'n bietjie skuld daai genade, al was sy baie skuld klaar afbetaal gewees. Wanneer die Heer dan later daarvan hoor, lees ons in Matteus 18 vers 32 en 33. Daarop ontbied sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig, soos ek jou begenadig het nie? Die situasie het verander, toe hy genade ken, maar hy nie daai genade kan oordra nie. Toe daar geleentheid was om aan hom uit te wys, hierdie is waar jy sit. Jy het genade ontvang, volkome genade, maar jy kan dit nie deel met die mense langsom jou nie. Jy kry dit nie reg om daai dan te kan gee vir die mense nie, al weet jy hoe dit voel. En Jesus kom en hy wys vir ons 'n ander manier van leef. Hy wys vir ons dat daar 'n plek is waar elkeen van ons genade kan ontvang. Waar ons genade kan sien en genade kan ervaar wanneer Jesus kom en selfs toe ons nog sondes was, gaan hy na die kruis toe. Hy betaal met sy liggaam vir ons sondes, sodat daar genade vir elkeen van ons kan wees. En as ons daardie genade ontvang het, kan ons sekerlik nie net daai genade wegwys nie.
Maar soos ons leer uit Jesus se woorde uit, kan daai genade nie sonder geregtigheid gaan nie. Ons het die vaardigheid nodig. Die vaardigheid om nie net te sê, alles is oukei. Wees soos jy is, doen soos jy is. Ons kan nie net daar wees nie, maar ons kan ook nie op die ander kant wees waar ons alles veroordeel nie, en ergens in die dans tussen genade en geregtigheid het ons nodig om Jesus te verteenwoordig aan die mense langs ons. Daar's 'n stuk oordeel wat neergesit moet word. Waar ons na iemand kan gaan wat leef in die grys, en te kan sê, besef waar jy is. Besef dat jy nie is op die plek waar jy moet wees nie. Besef dat jy nie leef op die plek waar God ons geskape het om te leef nie. En ek het genade vir jou daar waar jy is. Ek nooi jou, al sien ek die verkeerd in jou lewe, ek gaan dit nie judge en uitwys nie, ek kom en omhels jou daar waar jy is, maar nou dat ons hier by hierdie plek van genade is, kom ons beweeg na geregtigheid. Kom, ek maak aan jou duidelik dat jy het nodig om te kies wit en swart. Jy het nodig om te besef dat jy nie kan bly daar waar jy is nie. Ek dink oordeel is altyd 'n uitdagende een. En baie van ons oordeel sonder geregtigheid. En is net genade. En ek dink nie dis hoe Jesus dit vir ons neergesit het nie. Ek dink baie van ons oordeel met net geregtigheid en geen genade. En dis ook nie die voorbeeld wat Jesus kom neersit nie. Ek dink ons het nodig om met genade mense te kan benader. Maar dat ons leefstyl en ons woorde dit duidelik maak dat jy nie kan aanhou soos jy doen nie. Enige ontmoeting met ons lewegewende God sal een wees van transformasie. So wanneer hulle my God ken, deur my woorde moet daar transformasie in hulle lewens wees. Ons verantwoordelikheid dan is om reg te kan oordeel. Om op die regte manier die mense rondom ons te benader, dat hulle God sien en gelei word tot verbetering. Ek nooi jou net daar waar jy is om 'n oomblik jou oë toe te maak. En te besef dit wat gevra word is nie maklik nie. Om te beweeg uit grys uit na die lig toe is nie 'n eenvoudige ding nie. Om die gesprekke met mense te hê is nie maklik nie. Maar Jesus kom en hy kom wys vir ons dat daar 'n plek is vir genade, maar dat hy daai geregtigheid in ons lewens vasgemaak is. Soos wat Paulus aan Timoteus skryf, daar's 'n manier waarin die mense van hierdie kerk moet leef en wees. 'n Manier waar die mense rondom hulle na hulle kan opkyk. En as daai verantwoordelikheid by ons is, moet ons goed praat, genadig wees, maar geregtig. Here, dankie, dat U ons genoeg vertrou, dat al is daar so 'n groot kans dat ons hierdie ding nie dadelik gaan regkry nie, Here, dat U dit aan ons gee. Here, dankie dat U kies om deur ons te heers. U kies om deur ons U koninkryk sigbaar te maak, om deur ons die goeie nuus van U te laat versprei. Here, lei ons in hierdie reis van U beter leer ken. Here, lei ons dat ons al hoe nader aan U kan wees, dat ons sal vra en dat ons weet U gee. Here, mag ons in eerlikheid en geregtigheid en genade die mense rondom ons hanteer. Mag ons woorde nie leeg wees nie. Mag ons woorde nie skerp wees nie. Mag ons woorde soos Jesus se wees, wat hoop bring daar waar dit gaan, en verandering bring in die lewens wat dit raak. Here, seën elkeen van ons. Lei ons en maak ons wys in hierdie week. En gee ons geleentheid om U te verteenwoordig oral waar ons gaan. Amen.